Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie spesiale uitsending op Goeie Vrydag. Ja, en soos julle seker so 'n bietjie in die agtergrond kan sien, is so 'n bietjie dekor opgesit in die agtergrond net om sommer iets te sê van die Goeie Vrydag en dankie vir Tannie Ina de Villiers wat dit ook so vir ons gedoen het. Goeie Vrydag, né? Ja, dis nogal amper 'n vreemde naam vir die dag waarop Jesus Christus aan die kruis gesterf het. So, miskien moet ons vir onsself net 'n vraag afvra. Ons weet mos daarom nou die opstanding was verseker die punt waaroor alles gaan. Ek bedoel, die opstanding van die dood nie plaasgevind het nie, was alles sinneloos. Ek bedoel, daar het baie ouens aan 'n kruis gesterf. En tog, ten spyte daarvan dat daar baie ouens aan 'n kruis gesterf het, gebeur hier rondom die kruisiging 'n paar dinge wat ons net vir mekaar moet sê, grondverskuivend is, as mens dit so kan sê. Dit skuif gedagtes, dit skuif klemme en uitsigte oor hoe mense dink oor die lewe. En daarom wil ek vandag eers die sketsie maak vanuit Ou-testamentiese boeke. Ons gaan Psalm 88 lees en dan gaan ek vanuit dit ook die ander kant wat Salomo oor God praat, ook ietsie net oor sê vanuit 2 Kronieke hoofstuk 6 vers 1. Dit gaan ek sommer vir jou sê, maar kom ons lees Psalm 88 vers 4 tot 13. Die swaar kry het vir my te veel geword. Ek vat al aan die doderyk. Ek staan al met die een voet in die graf. Ek het geen krag meer nie. Dit is asof ek al tussen die dooies is, tussen die wat gesneuwel het en in hulle graf te lê. Die aan wie u nie meer dink nie, en van wie u hand teruggetrek het. U het my onder die put laat beland, in die diepste duisternis. U gramskap rus swaar op my. U laat al u golwe oor my breek. U laat my bekendes ver van my afstaan, en maak vir my hulle iets afskuweliks. Ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie. My oë is al dof van elende. Die hele dag roep ek na u, Here. Ek steek my hande uit in gebed na u. Sal u met die dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en u loof? Word daar in die graf vertel van u troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan van u trou vertel? Sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, u redding in die land van die vergetelheid. Hoor 'n bietjie die laaste paar verse, dit is nogal aangrypend waar hy sê, sal u met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en u loof? Word daar in die graf vertel van u troue liefde, word daar in die plek waar almal vergaan van u trou vertel? Vraagie, sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, u redding in die land van die vergetelheid? Dit is soos die psalms, onder andere Psalm 88 praat oor die doderyk, die plek waar mense vergaan, waar daar niks gebeur nie, daar waar God se mag nie geld nie. Met vra die psalmdigter, sal u mag hier gesien kan word? Sal u stem hier gehoor gaan word? Sal u 'n wonder kan doen vir hierdie ouens wat in die graf is? En dit bring ons dan dadelik by die gedeelte wat ons vandag wil lees in Matteus. Dit is sommer Matteus se verhaal oor die opstanding van Jesus Christus hier in Matteus 27. Nou, om so 'n bietjie die tydjies te spaar, gaan ek dadelik begin lees. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? En party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar ander sê, wag, laat ons kyk of Elia kom, of hom kom red.
En Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Hier is ons by die punt van die dood. Daar het hy die laaste asem uitgeblaas. En ek gaan nou eers hier ophou lees. Dis by hierdie punt, vriende, ek weet nie hoeveel van julle het al by 'n sterfbed gestaan nie. Dis nogal maar 'n bietjie van 'n belewenis. Miskien as jy nou, soos ek partykeer nie so naby in die familie is en jy het 'n ou bietjie tyd om die interaksie tussen ook die familie en die vriende wat rondom die sterfbed is dop te hou. Ons het in Afrikaans nog 'n hele klomp ou uitdrukkings wat ons gebruik as ons wil sê, maar iemand het nou dood gegaan. Die eerste twee wat ek vir jou gaan noem is uitdrukkings wat ons nie rondom daai bed sal gebruik nie. Dit is so 'n bietjie 'n ander hoek. Maar ons sal byvoorbeeld daar in geselskap as die persoon ver van ons af is en ons het nie vreeslik belang in nie, maklik sê, ag jong, die ou die emmer geskop. Of hy die lepel in die dak gesteek. Maar daar rondom die sterfbed waar mense sterwe, is daar 'n ander taal. Daar sal mense taal gebruik soos, hy's nou weg. Hy's nie meer met ons nie. Sies tog, hy is dood. Partykeer sal dit maar net 'n uitdrukking wees en 'n kop wat skud. Kindertjies sal soms daar so staan net met 'n vraagtekentjie en dan sal ouers maar sê, hy of sy is nie meer by ons nie. Of ons probeer dit bietjie sagter maak partykeer en sê hy is by die liewe Jesus. Die respek vir die dood, die agting vir die dood, die vrees vir die dood maak dat ons om daai sterfbed ander taal uiter as wanneer ons 'n paar tree weg is. En nou staan die mense rondom Jesus se kruisiging en die mense van daai tyd het meer kere mense letterlik sien sterwe. Ons is so gewoond, mense gaan na 'n hospitaal toe en miskien is dit tydjie net die naby familie as hulle dit maak. Maar daardie tyd het mense in huise gesterwe, tussen hulle mense. Mense het aan kruise gesterf onder die mag van die Romeinse Ryk en dit was amper, ek wil amper soos tipe van 'n vermaaklikheid om te gaan kyk hoe hang ou daar buite aan 'n paal. Veral die rowers, dan is daar nog vir hom gespot, soos wat hulle ook maar met die Here Jesus op die eind gespot is. Maar hier by die kruis is daar daardie oomblik. En rondom hierdie kruis is daar ouens wat gedink het Jesus roep vir Elia, miskien ouens wat die taal wat Jesus gepraat het nie mooi verstaan het nie, ander ouens wat dan spotterderwys opgemerk het, kom ons kyk of Elia kom om hom te verlos. Ons weet die soldate het daar uit die ander evangelie sy klere gevat en daar oor die lot gewerp en baie het vir hom gesê, van hulle het ook vir hom gesê, as u die Christus is, red u self, u het baie ander ouens gesond gemaak, kom van die kruis af. En al hierdie gespot, wanneer hy die laaste asem uitblaas, is daar rondom die kruis met ander woorde verskillende mense wat verskillend hierdie oomblik hanteer. Miskien Jesus se moeder en die disippels wat daar naby staan, wat maar hierdie slaaksig na die lyding wat hulle aanskou het en sê uiteindelik is hy dood. Met 'n verlies. Maar ander vir wie dit net vermaaklikheid was. Maar dan, en dis waar ons so klein bietjie verder moet lees, op daardie oomblik wanneer almal nou maar afhangende van hulle omstandighede en hoe hulle oor hierdie oomblik dink, dan is die ouens se reaksie op hierdie oomblik anders as dit gebeur, want hierna volg iets in vers 51. 50 het gesê, Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskit, die rotse het uitmekaar gebars, grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek en hulle het uit die grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. Op daardie oomblik, julle sien, daar waar mense gewoonlik as iemand so wegraak, spottenderwys iets kan sê of uit respek maar net die hoof kan buig, gebeur by die kruisiging van die Here Jesus iets op twee gebiede
wat ek en jy vandag van kennis moet neem. Ons het Psalm 88 gelees, wat vir ons 'n kykie gee in die denke van die mense van daardie tyd wat gesê het, kan God 'n boodskap gee vir iemand in grafte? Kan God met hulle praat? Word sy goeie dade daar bespreek of is hulle bekend daarmee? Kan hy vir hulle iets goeds doen wat in die graf is? En hier, wanneer Jesus die doderyk ingaan, kom daar lewe. Lewe tot in die graf. Hier gebeur nou iets. Grafte gaan oop. En mense daar op daardie plek wat die duisternis, die diepte van die donkerte is, waar God nie veronderstel is om te kom nie, kom die lig. Mense staan op uit die graf. Mense sou later na Jesus opstanding ook aan mense begin verskyn. Julle sien hierdie totale ommeswaai wat kom wanneer Jesus sterwe. Ons het so baie keer die idee na hy gesterf het, is dit 'n doodse stilte vir 3 dae. Maar as mens hierdie gedeeltjie lees, dan lyk dit vir my dat juis op die plekke waar daar duisternis en stilte moes wees, het die lewe begin deurbreek. As Jesus die doderyk ingaan, verander dit tot daal. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons natuurlik hier raak sien, Salomo skryf op 'n plek, as hy het eintlik 2 gedeeltes wat hy hier oorskryf na die inwyding van die tempel, of by die inwyding van die tempel. Een van hulle is nou in 2 Kronieke hoofstuk 6 vers 1, sê die Here God het vir my gesê, ek wil in duisternis woon. En dan sê hy, nou het ek vir God hierdie tempel gemaak, met die allerheiligste daar agter, wat agter 'n gordyn is, waar dit duister is. Duisternis. En dan lees ons hierso, die voorhangsel van die tempel het van bo na onder deurgeskuur. In die eerste plek wat dit vreemd maak, 'n kleed wat aan sy bokant vas is of aan kapstokke hang, sal waarskynlik van onder af boontoe skeur. Ons weet ons gordyne word altyd hier onder vodde, waar hulle teen die mat skuur of waar die son hulle bykom. Maar hierdie gordyn, die voorhangsel, skeur van bo na onder. Ek dink daar's 'n simboliek in, van dit is God wat die inisiatief neem. Maar daar is 'n ander waarheid wat ons moet besef. Ek weet die Bybel praat verder daarvan ook, dat dit eintlik nou beteken dat ons nou vrye toegang tot die Vader het, as jy bietjie Hebreërs gaan lees. Hierdie kleed wat geskeur het, hierdie skeiding wat opgebreek is in Christus Jesus. Maar is 'n ander waarheid. Die lig is nou ook in die allerheiligste. Wat meer is, dit wat in die allerheiligste was, het nou ook na die wêreld toe gekom. Totale veranderings. Nou is God nie meer die God in die duisternis nie, maar hy is en hy word en hy openbaar homself as die God van lig. Eintlik, trouwens, die Here Jesus sê self, ek is die lig. En hierdie lig word dan duidelik. En daarom, vriende, die kruisiging van die Here Jesus het vir ons ook 'n besondere betekenis. Is nie net 'n hartseer betekenis, is vir ons, deel ons in sy lyding. Dit was sy versigtiging daar by die laaste Paasmaal, dat ons moet aan hom dink in sy sterwe en lyding, en dit hoort so. Maar selfs die dood is in God se hand 'n oorwinning. Hy word absoluut deur niks gebind nie. Die dood is vir ons as mense 'n bedreiging, maar vir die God wat lewe, wat die lig is, wat die lewe is, wat lewe geskep het, is selfs die dood nie 'n bedreiging nie. Gebruik hy tot hierdie donker oomblik om dit wat in die Ou Testament anders was, nuut te maak. Die hoop wat nêrens was nie in die ouens van die grafte, daar was geen hoop nie, bring hy hoop. En daarom is daar 'n plek ook in die Bybel wat sê hy die vrylating van gevangenes, en dan praat hy van die doderyk, in die doderyk gaan aankondig. Wonderlik. En vriende, daarom, dis wat ons vandag moet vat. Ons staan nie net by 'n gebeurtenis van die kruisiging, waar ons gelate aanvaar dat die bloed het gevloei, die lam is geslag nie, maar dat in hierdie gebeure daar iets besonders gebeur het. En nou wil ek ietsie vir jou vir Oula sê. Ek luister nou die dag 'n advertensie van
een of ander versekeringsmaatskappy wat die volgende woorde is: We are never not there. We are never not there. As jy na die woorde luister, is dit so 'n bietjie van 'n speel met woorde om te sê ek is altyd daar. Hulle is altyd beskikbaar. En dit is presies wat waar is van God. He is never not there. Dit is wat Immanuel is, God met ons. En dit is wat Jesus Christus ook geword het, as hy die God met ons geword het op aarde, nie net in sy geboorte en sy lewe nie, maar ook deur sy sterwe en sy opstanding. He is never not there. As Jesus sy laaste asem uitblaas, is God nog daar. Daarom eindig sê die advertensie, we are never not there. En dis eintlik meer waar. Die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees kan, omdat hulle in hierdie drie eenheid is, sê, we are never not there. Wanneer Jesus sterf, dan is die Vader daar. Dan openbaar hy sy almag, wanneer die rotse skeur, grafte gaan oop. God is nooit nie daar nie. Hy is altyd daar. En daarom, vriende, kom ons leef dan ook vandag soos mense wat dit weet. Ons leef in 'n tyd van baie beproewing en hartseer. Ons dink aan die mense wat in die oorlog is daar in Oekraïne, in die Midde-Ooste en ook baie ander plekke. Ons dink aan Christene wat in Midde-Afrika doodgemaak word vir hulle geloof. Ons dink aan mense in ons land wat moedeloos is op watter rede ook al. Kom ons sê maar net, God is die enigste een wat regtig kan sê, we are never not there. God is altyd oral in beheer, ook by die dood van sy eie seun. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat toe Jesus gesê het, in u hande gee ek my gees oor. Hy presies geweet het in wie se hande hy homself oorgee. En ons wil vandag, Here, as gebroke mense dankie sê, dat ons saam met Jesus dit kan sê, omdat ons sien dat selfs toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, menslik gesproke, dood was daar nog iets. Was God die Vader nog daar? Het daar aangegaan en waar geword dinge wat voorheen geglo is, nooit sal gebeur nie. En ons lê ons in die hande in die gebed, Here. Ons gee onsself aan u oor. Want in u hande is die doderyk nie dood nie. Is grafte nie donker nie. Is die voorhangsel geskeur en die lig kom uit en die lig leef. Ons eer u daarvoor. Amen. Vriende, my gebed vir jou is dat jy in hierdie dag sal lewe in die teenwoordigheid van die enigste een wat kan sê, we are never not there. Geniet jou dag. Totsiens.